Hartlike goeiedag geliefdes, ons kyk vandag na die derde saligspreuke, Matteus 5 vers 5. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Nou geliefdes, hierdie saligspreuke druis teen die sondaar se hart en gemoed in. Want die sondaar verstaan die woord sagmoedig heeltemal verkeerd. Wanneer ons die woord sagmoedig hoor, dan dink ons en ons veronderstel iemand wat maar altyd toegee. Iemand wat met 'n toegeeflike of meegaande persoonlikheid almal om hom probeer tevrede stel. 'n Sagmoedige is iemand wat altyd met 'n sagte stem moet praat. Met ander woorde, 'n swakkeling. Dis egter nie wat die woord sagmoedig beteken nie. Christus sê nie, salig is die toegeeflikes nie. Hy sê, salig is die sagmoediges. Nou die betekenis van die woord sagmoedig, om dit te waardeer en hierdie woord te begryp, moet ons teruggaan na die Ou Testament. Weereens, Christus gebruik 'n woord wat die Jode sou verstaan het. Nou, in die Ou Testament het Tosius die woord sagmoedig met ootmoedig vertaal. Nou, ootmoedige verwys na iemand wat homself vrywillig onderwerp of vrywillig laat verdruk. Die grondbetekenis van sagmoedig is dus iemand wat hom neerbuig. Maar hier word nie gepraat van net 'n uiterlike neerbuig voor mense nie, eerder word gepraat van 'n innerlike neerbuig voor God. Die regte betekenis van sagmoedig, sê Tosius, sagmoediges is een wat hom neerbuig en laat vorm, laat toeberei vir diens aan die Here. Dis wie 'n sagmoedige is. En dan is dit duidelik dat 'n sagmoedige, om sagmoedig te wees, is ook 'n werking van die Heilige Gees. Dis nie iets waarna ons moet streef nie. Dis iets wat God ons maak. En dit blyk om die korrekte vertaling te wees van sagmoedig. Want in Psalm 37 vers 11, dan lees ons presies dit. Nou Christus, wanneer hy hierdie saligspreuke aan die skare verkondig, dan haal hy 'n teks aan uit die Ou Testament, Psalm 37 vers 11. Ek lees vanaf vers 10. En nog 'n klein rukkie, en die goddelose sal daar nie wees nie. Ja, hy sal ag gee op sy plek, maar hy sal daar nie wees nie. Die ootmoediges daarenteen sal die aarde besit, en hulle verlustig oor groot vrede. Sagmoediges is duidelik nie swakkelinge nie. Hulle is eerder saliges, wat hulle kan verlustig in komende vrede. Die sagmoedige is die een wat sy hoogmoed neerbuig voor God, nederig word en luister na sy opdragte en na sy vermaanings. Die sagmoedige is die een wat sterk staan in God se beginsels. Dis hy wat nie terugdeins vir die waarheid wat God in sy woord verkondig nie. Die sagmoedige is die een wat staan op sy skriftuurlike beginsels en dit uitleef soos God dit van hom vra. Tosius stel dit weer baie mooi. Hy sê, sagmoedig is dat jy jou wil laat neerbuig en bestuur deur die wil van God. Dis wie die sagmoediges is. En daarom sê Christus in Matteus 11 vers 29, leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. Hy is die voorbeeld van 'n sagmoedige. Hy wat homself vrywillig onderwerp het aan die wil van God, om die wil van die Vader op hierdie aarde te volbring, om sondaars met God te versoen. Hy het homself volkome neergebuig voor die almagtige God. Tot aan die kruis was hy gehoorsaam. Tot aan die kruis was hy sagmoedig en geluister na die wil van die Here. Nou deur die werking van die Heilige Gees kan ons ook ons armoede erken, treur oor ons omstandighede en nederig, sagmoedig voor die Here vergader. En dis hierdie sagmoediges, dis hierdie mense wat deur die Heilige Gees in sagmoediges verander word, wat hulle self onderwerp aan God se woord en wet, nie terugstaan vir die waarheid nie. Dis hierdie sagmoediges wat die aarde sal beerwe. Want soos Psalm 37 sê, die goddelose wat nie sagmoedig is nie, maar hoogmoedig is, hulle sal van die aarde verwyderd word. Maar die sagmoediges sal deur die sagmoedige
Jesus Christus, vir ewig bly bestaan. En daarom, geliefdes, laat ons as kerk van God onsself vrywillig onderwerp aan die woord en die gees wat in ons werk. Kom ons bid saam. O Heilige Gees, ons smeek dat U in ons hart werk, om ons hoogmoedige harte te verander, om sagmoedig te wandel voor U, sodat ons wil neerbuig, om na U wil te kan luister. Dat ons wil neerbuig, sodat U ons kan vorm deur die rykdom van die woord. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen.